En daar's groot ironie in die default posisie wat mense inneem wanneer 'n gees by 'n gees kom nie. Want ons almal het tog 'n gees. En dis 'n feit dat mense altyd sal praat oor die weer. Wat ons sal noem om die ys te breek of so, en dit is ja, vandag is 'n warm dag. Môre is dit koud, miskien sneeu die naweek. Is te warm, is te koud, is te lig, is te donker. En dit is wat ons doen. En dis 'n feit, is dit nie? Dis 'n feit. Daai ongemaklike stilte wanneer geeste bymekaar kom en wat ook al die situasie is, op jou stoep staan of daar loop, gaan kyk 'n bietjie. Ons almal begin oor die weer te praat. Dit is baie snaaks dat, jy weet, Jesus het ook gesê, dat, hoe is dit dan dat julle kan nie weer voorspel, maar julle kan nie onderskei oor wat by die deur is nie. Oor wat by die deur is. Jy weet, om te sien hoe dinge verander, is om te weet wat iets was. Dis net dan dat ons weet en 'n vergelyking kan maak en te sê, o, hoeveel beter, want ons weet hoe iets was, of om te sê, o, hoeveel slegter, want ons weet hoe iets was. Ons is met liefde beveel deur die Here om geeste te toets. Elke persoon het 'n gees. Elke situasie het die gees van 'n persoon. Die Here sê, toets alle geeste. En hy sê hoekom hy dit sê. Hy sê, jy, nie Dion nie ons nie, jy moet die geeste toets. En hy sê hoekom. Want nie alle geeste, alle gevoelens, alle oortuigings en alle emosies is van God af nie. Nou hoe toets ons iets? Ons gaan na die bron toe. Die bron van waarheid. En ek of jy het nie 'n groter bron as die woord van God nie. Om die geeste van ons gevoelens situasie te check. Nou sê vir my dit. Die mense wat in geheim God se woord verag. Wie se wil
is dit? Is dit God se wil? Nee. Wat se gees het 'n ander mens? Wanneer jy vir hulle sê, God sê. Jy weet, ons so vinnig om te sê, wat, jy weet, you being legalistic, om die teks te interpreteer en te verduidelik, is nie legalism nie. Nie elke persoon wat rebuke, reprove, correct en exhort is 'n fariseer of 'n sadduseer nie. Toets die gees dan van die persoon wat jou so ongemaklik laat voel. Toets sy gees. Gaan kyk of dit so is. Want die eerste ding wat uit mense se monde kom, wanneer jy vir hulle sê, meneer, mevrou, wat jy leef, wat jy sê, wat jy bid en wat jy sing, is onskriftelik. En meeste van die kere ongoddelik. En hulle raak onmiddellik kwaad. En miskien vra jy hulle weer 'n paar weke later, het jy gaan kyk of dit so is? Moenie glo wat ek vir jou sê nie. Maar het jy gaan kyk of dit so is? Het jy die knie gaan buig voor die Here en gesê, Vader, ek hou nie van wat daai ou sê nie. Ek hou nie van wat daai kerk preek nie. Maar ek vra, Here, is dit so? Wys my, Here. En dan vind jy nee. Nee. Jy sien, wat gebeur hierso? Is mense ag hulle gevoelens en ondervindings bo die woord van God. Ons kan dans en tippietou en die Olimpiese spele gooi om alles, maar dit bly daar. Dit bly daar. Die Unietjie vra vir my nou die dag iets en ek antwoord haar. Ek sê, wel, hy wat nie werk nie, kan nie eet nie. Sy sê, hy sies. Ek sê, dit staan in die Bybel. Sy sê, rarig? Ek sê, ja. Sy sê, dan glo ek dit daar. Ek sê, nee, my kind. Toets die geeste, my kind. Ons praat hier van die ewigheid. Gaan kyk of dit so is. Tel op die Bybel. Sy staan op, sy gaan van die Bybel. En daar staan dit. Jy sien, gaan ons regtig voor die Here kan staan, hè? En sê, ek is mislei. Ek het nie geweet nie. Ek het gedink ek sien nie onder die wet nie. Hierdie is Jesus se bevele. Ek het gedink die Here doen alles. Ja, hy doen. Ek het gedink ek hoef niks te doen nie. Nee, jy hoef nie. Maar jy moet. Hoe meen jy nou, man? Jy maak my de mekaar. Yes. Iewers in die middel, tussen ons gees en die gees van mens, is daar 'n nou weg tussen jou en Jesus. Hy is nie op die breë weg nie, al noem almal hom Jesus. Die weg van die Christen is 'n weg, op 'n nou weg, en al noem 'n kerk homself 'n kerk, is die ware kerk waarvan Jesus Christus die hoof is, nie op die breë weg nie,
al noem ons dit kerk. En hier kom die waarheid van die Here. Ek wil dit vanoggend weer met julle deel, want dit, jy weet, as elke man of vrou gaan hulle gevoelens of emosies toets in die Here se naam, sonder om te gaan kyk of dit so, op die einde van die dag, het jy 'n volk wat sê, my waarheid is my waarheid, jou waarheid is jou waarheid, ons sal maar sien of ons daar kom. Jy kan nou weet. En dit is hoekom die Here party mense so jaag in hulle lewens. Hulle het nie sekerheid van verlossing nie, want hulle ignoreer hierdie woorde wat die Here Jesus vir hulle gee, toe hy sê, hierdie dinge het ek vir jou geskryf, dat jy kan weet, jy het die ewige lewe. En mense leef in vrees van onsekerheid, omdat hulle sy stem verag. Prys die Here. Die Here sê, daar is 'n getuie. Daar is 'n getuie. Behalwe vir die feit dat die fondasie vir eens vir altyd gelê is, deur die profete en die apostels, sê die Here hierso, dat die Heilige Gees, that the Spirit himself, the Holy Spirit, testifies and confirms together with our spirit that we are children of God. Hierdie teks sê nie dat die gees van 'n mens vir jou kan sê dat jy 'n kind van die Here is nie, want die Here sien. Jou assurance kom uit God se woord uit. Jou onsekerheid kom uit die verwerping van God se woord. Sonde hou 'n man en vrou weg van God se woord. En God se woord, se brood, se manna, hou man en vrou weg van sonde. Want hulle is bang om die gees te toets, want dit voel reg. Hulle weier om daai gees van gevoelens en emosies, en dis reg in my oë, en dis reg in die Here se oë, te toets, want hulle volg mense, hulle volg predikante, hulle volg pastore, hulle volg die grootste byeenkomste, hulle soek die gifts, hulle soek die gevoelens, hulle soek alles, maar as dit kom by die waarheid van die woord van die Here, wil hulle oor die weer praat. Want hulle weet, daar's iets in daai boek, wat hulle gaan laat sleg voel, en die waarheid gee, wanneer dit eintlik genade is van die Here. Dis eintlik genade. Jy weet, jy kan vanoggend nou maar weer sê, Dion, jy is nie baie vriendelik nie. Wees soos Jesus. Kom ek sê gou vir jou iets vanoggend, né? Hulle het Jesus nie gekruisig vir sy vriendelikheid nie. Sy vriendelikheid was nooit sonder waarheid nie. Het hulle hom gekruisig omdat hy vriendelik is? Hulle het hom gekruisig oor die waarheid. Almal was fine met Jesus in die begin, toe hulle vol geëet was en groot wonders gesien het. Maar toe hy die koste op die tafel neersit van disippelskap, weg. So, nie alle geeste wat ons voel, is van God af nie. Daar's baie geeste van die duiwel, wat sy eie koninkryk het, sy eie struktuur, wat die vader van baie
is. En dit is die vyand se wil, dat ons elke rede op aarde kry, om nie die knie te buig voor die woord van die Here nie. Want dit is tog Jesus se naam, die woord. Amen.